Ons gesels vandag oor die woordjie tugtiging. Ons lees 2 Korintiërs 7 vers 2 tot 16. Sondagmiddag op die plaas. Ek sug swaar. Ek is vrek verveeld. Al die groot mense lê pens in die lug en snort, en hier moet ek rustig wees en met my tone lê en speel. Ek mag nie dit nie, ek mag nie dat nie, nie eers gaan swem nie, want dis mos Sondag. Ek's verveeld, dood verveeld. Ek hoor die honde blaf en ek weet sommer dat iets hier buite aan die gebeur is. Ek hol uit en dan sien ek die bicycles in die stofpad aangery kom. My hart gee 'n dubbelbol makiesie. Dis 'n paar van my pelle wat van die dorp af gery het om die Sondagmiddag 'n bietjie sport te kom maak hier op ons plaas buite Waterval boven. Ek hardloop hulle tegemoet. Hoe's dit? Dis somer en dis warm. Veral na die harde trap oor die steil bulte van ons plaaslike berg, Suidheuwel. Kom ons gaan koel 'n bietjie af in die dam, kom die versoek van die blaasende ouetjies. My hart gee 'n paar wilde spronge. Pa het uitdruklik gesê dat ek nie vandag sal gaan swem nie. Dis mos Sondag en 'n mens swem nie op 'n Sondag nie. Ek wil nog tee stribbel, maar die dorpsjapies is al klaar op pad af dam toe. En wat kan ek nou maak? Die klere word sommer so in die hardloop al afgestroop en teen die tyd dat ons die dam bereik is almal lankal poedelkaal. Maar wie gee nou om? Die groot mense lê hoekamos in slaap en boonop wie het nou erg aan 'n klomp kaal seuns? Dit gaan jolig in die gronddam en dit raas en skree en swem en duik en gooi mekaar met modder en weg is al die Sondag blues. Bo al die geraas verbeel ek my ek hoor iemand roep na my toe daar bo van die huis af. Eers steur ek my nie daaraan nie, maar as die stem dringend raak, Louis, kom onmiddellik hier, dan kry ek skielik so 'n verskriklike knop op my maag. Ek gryp my broek en trek hom so in die hardloop aan. Ek weet sommer dat ek hierdie slag diep in die gemors is. Pa het uitdruklik gesê ek mag nie swem nie en pa raak nie sommer kwaad nie. Maar die gesig wat voor my opdoem gee my ijskoue rillings. Pa bedoel besigheid. In die dam hoor ek nog steeds my maters lag en dit maak seer. Gaan pluk 'n lat, kom die bevel. Pa? So 'n opdrag het ek nog nooit in my lewe gekry nie. Huil loop ek die veld in. Ek weet presies watter boom die beste klei laat maak en ek weet watter een die seerste kan slaan. Die kweper. Dit is bitter moeilik, want nou moet ek 'n lat vir my eie bas pluk. Rou snikke skeur deur my borskas en dan kom die ergste van alles, die preek. Dit was byna 70 jaar gelede, maar ek onthou dit nog woord vir woord. Die loosing was eina, maar die woorde het baie seerder gemaak. Daarna gaan lê ek in my kamer en chunk. My maters is so stil weg en ek lê en ruk van die huil wat my binneste stukkend skeur.
Dis onregverdig, snik ek vir myself. Bitter, bitter onregverdig. In die skemer kom pa my kamer binne, waar ek steeds lê en sanik. Hy praat mooi met my, en dan verduidelik hy waaroor dit gegaan het. En ek verstaan. Dit is asof 'n donderwolk skielik lig en oopmaak, en die helder sonskyn verlig my hart. Ek was gekneus, maar nou maak die lewe weer sin, en ek voel sommer goed daaroor. Alles is verby, en ek kan weer lag. Pa was toe al die tyd reg. Daar was bitter trane in die gemeente in Korinthe na Paulus se harde brief aan hulle. Dit het ook vir Paulus seer gemaak om die brief te skryf. Dae en weke en maande om het hy in angs geleef om te hoor wat gebeur het nadat Titus die brief gaan aflewer het. Waar draai Titus dan so lank, het Paulus sekerlik gewonder. En dan, op 'n mooi dag, sien hy vir Titus in die stofpad aangehuppel kom. En dan weet Paulus sommer dat alles uiteindelik goed uitgewerk het in Korinthe. Sy brief was baie kras, maar dit het die regte uitwerking gehad. En nou verstaan hulle mekaar. Titus is opgewonde en Paulus kan weer lag. En die Korintiërs? Hulle het dinge reggestel en na Paulus se skrobering wat baie seer gemaak het, is hulle nou ook weer gelukkig. In die kerk is ons dikwels bitter bang vir konfrontasie wanneer dinge skeef geloop het. Persoonlik skram ek weg van enige vorm van konfrontasie, want dit is nie lekker nie. Iemand gaan seer kry in die proses. Ons moet egter onthou dat enige vorm van tugtiging moet voldoen aan 'n paar vereistes. In die eerste plek moet dit skrifgebonde wees. Tweedens, moet dit met die grootste liefde en deernis gebeur, en die persone wat dit uitvoer, moet dit bidtend doen en gedurig die leiding van die Heilige Gees soek. Jy moet ook altyd onder die besef bly waaroor die tugtiging gaan. Tug beteken nie om iemand te straf nie, maar om iemand wat in sonde geval het te probeer help om uit die gemors te kom en terug te keer na die Here. Jy moet ook doodseker maak dat daai persoon dit in dieselfde lig sien. Tug is vir niemand lekker nie, maar dikwels is dit noodsaaklik. Ons durf nie nalat om dit uit te voer nie, anders staan ons self skuldig. Kom ons bid. Here, gee ons asseblief wysheid en durf om weer tug toe te pas volgens u heilige woord. Amen.